vandag hier saam te vergader, Here. Want U 'n baie duidelike opdrag in die woord gee, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar Here, my hart is met soveel heimwee gevul, want U het vir my gewys, Here. Ek kan hulle by die naam noem, U het hulle name vir my gesê, en U het gesê, Ansie, jy sal hierdie liedjie speel, want dit is wat my kinders nodig het. Hulle moet weer kom dat die strome van lewende waters, hulle weer skoon sal was. Hulle moet weer 'n begeerte in hulle hart hê. Hulle moet weer die brand dra. Hulle moet weer die harte en die meeste van alles bewaak, want daaruit is hulle oorspronge van hulle lewe. En Here, daarom wil ek bid vanmôre, dat U nou elkeen se hart, wat so toegestop is, dalk van sorge, van bekommernis, van probleme, van hartseer, van trauma, dat U dit sal suiwer vanmôre, deur die kragwerking van die Heilige Gees, en dat hulle ontvanklik sal wees vir die woord wat U vanmôre vir hulle wil gee. Dat dit nie weer op dooie grond sal wees nie, maar dat dit op goeie grond sal val, en dat dit werklik sal groei tot 'n volwasse boom in Christus Jesus. Dat baie onder daai woord 'n skuiling sal vind, Vader. En ek wil bid vanmôre, raak elkeen aan, Here, ek weet, U het reeds vir my gesê, die engele bevel gegee, aangaande elkeen wat vanmôre hier sal wees, elkeen wat by die huis is, elke kyker, Vader, want U het 'n doel, U het 'n plan, en U het vir my gesê, Ansie, die tyd is min, jy moet ernstig met jou mense praat, die tyd is super min, hulle moet nou begin reg leef, hulle moet hulle lewe reg lei vir hulle moet ekstra olie kry, ek gaan kom kyk, my bassein gaan blaas, my Vader gaan sê, gaan haal jou bruid, jy moet gereed wees, kinders van God. En Here, die erns het U weer in my hart wakker gemaak, en ek bid, Vader, dat U ons sal help, elkeen gereed sal wees, wat in hierdie gebou sal is vanmôre, Here. Dat hulle sal besef, niks is die moeite werd nie. U is die enigste skat wat ons najag, Here. Want waar jou hart is, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Word in alles vanmôre vir Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, ek kan die sitplekke neem. Ek het nie, ek wil nie net gou sê, ek speel nie Rika Raai, as ek die prys en worship voorberei nie, ek bid dit weer. En Here het gesê, van ons wat werklik, daar was soveel ernstigheid, en hier veral hierdie laaste week, dat ons tyd bitter min is. Ons moet gereed wees. Die Here het gesê, Ansie, al gaan doop julle in die barrens, die wat hulle bekeer het tot Jesus, moet gedoop word, dis 'n opdrag. Jy al gaan haal jy hulle uit die katters uit. Ek het jou opdrag gegee, jy is my disipel, jy moet gaan. Die mense moet gesond word, die mense moet bevry word. Ons het julle gesalf, die Here God het elkeen van u gesalf, en die Here is ernstig. Ek wil vir u sê, ek het 'n droom gehad. Ek het dit Woensdag vir die bid hier ook geshare, dat die Here wys my presies daai persoon se grafsteen en sy voorletters en sy van. En ek gedog die persoon gaan doodgaan, toe die Here sê my te so speel en daai persoon moet sy saak met God finaal regmaak. En ek jammer, ek is nie vir een van u kwaad nie, ek het 'n dringendheid in my hart vanmôre. Ons weet nie eens, ons vier nie eens meer Hemelvaart nie. Of nou ek sê nie so ons nie, baie doen dit nie. Weet nie wat beteken Hemelvaart vir my nie? Dis seker die grootste event wat Jesus nog vir ons gedoen het. En dit is maar net onder die mat ingevee. En dan gaan regtig, ek het gebid. Ek sê wie ek het gebid. Ek het gister, wil ek hierdie voorberei, het ek heeltyd gehou. Ek weet ons gaan Jesus baie gou ontmoet.
as wat elkeen van ons ooit, as ewen wat ek besef. Dis hoekom ek daai loon en krone, die Here het vir my gesê, dat ek gesê, Here, ek wil leer en deurgee, die mense hier moet ons toerusting kry, dis wat God vir ons vir mekaar gemaak het, hier moet ons mekaar bedien, ons kan nie dieselfde uitstap, as wat ons hier ingestap het nie, daar moet 'n verandering in ons lewe wees, en ek het daai goed deurgegee, die Here het gesê, volgende is die ware wedergeboorte, want jy sien, ons gaan by eendag gaan ons van net, ons gaan hemel toe, nee, die oomblik wanneer jy daar gaan 'n bruiloft wees, nommer 1, maar ons almal gaan voor die regterstoel van Jesus Christus verskyn. En dan gaan ons loon kry vir ons werke. Werke kan nie red nie, maar daai werke gaan op die proef gestel word. Is dit stooi, is dit hout, is dit goud, is dit silwer? En dit gaan nie jou saligheid kos nie. Maar dit net hoe skaam gaan aansien kry. Ek gaan skaam kry, ek wil nie vir julle praat nie. As ek 'n kroon gemis het om voor my koning Jesus se voete die dag neer te lê, want al die krone gaan ons voor hom neerlê en sê, heilige waardig is U om geaanbid te word. En die staan ek beskaam, ek het eers 1 kroon wat ek by my Jesus se voete kan neerlê nie. So verdra my, as ek trane weg is vanmôre, maar God is my all in all. Jesus is my passie. Die koninkryk van God is my passie. Hy het my taak gegee op hierdie aarde. Ek kan nie apaties staan rondom die ware evangelie van Jesus Christus nie. Ek kan die woord oopmaak in Lukas 24:36 van daar af. Die Here sê in Openbaring, was jy maar warm, was jy koud en hoe jy nou geword het. En die ware Griek sê, jy maak my naar. Dis ons nie konsultaal nie pastoor. Die Here Jesus sê, jy maak my so naar, dat ek jou op my mond net gaan spuug. En hoe baie aan, julle vrug gaan julle geken word. Hoe baie het al nou geword in hierdie tyd. En ek het hierdie dringendheid in my hart, ek het hier erns in my hart, dat ons weer sal lewe vir die God van alle gode, die Here van die leerskare, dat ons weer, ons ja sal weer, ons nee. Weet jy wat, hoe gaan dit so in die kerkewêreld, omdat die kinders van God nie meer die stem van die Here hoor nie. Hulle veragter, hulle kry nie meer, hulle hoor, dit is nou maar net, ek met my 10 minute bid, dit sis my gewete, the passion for God is gone. En ek is 'n pastoor wat glo jy lees eers die woord voor jy bedien op dit. In Lukas 24, ek bin net baie, ek skryf hierdie goed, en dan tik ek dit maar uit, want ek kan nie baie meer mooi sien in die klein Bybeltjies nie. Niks in ouderdom te doen nie. Lukas 24:36 sê, terwyl hulle hieroor praat, ek kan nog gaan lees die Emmausgangers waar hulle nog praat wat Jesus nou met hulle gewandel het en hulle harte brandend was en al daai goedetjies. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Nie 'n spook nie, 'n gees. As jy gaan kyk wat beteken die Grieks, kan jy verstaan wat beteken dit. Want 'n gees beteken breath, pneuma. En hulle het nog gedink, hier sien hulle nou iets wat hulle nie moet sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete.
Want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want die Gees het nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. Nou vra ek u, Jesus het opgevaar hemel toe, né? Hoe sit Jesus daarbo? In vlees en been. Ons uit 'n verander, hy het 'n verheerlikte liggaam gekry. Net so gaan ons die verheerlikte liggaam kry. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nie kan glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarom gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Hier wil ek nie stil staan. Daar's baie woorde wat Jesus elke dag met ons spreek. Ons neem nie dit in nie. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Wie het die wet, die psalms en die profete vervul? Net Jesus Christus. Alles wat op hom gedui het. Dis hoekom ek sê, daar is soveel hierdie nuwe Hebreëse bewegings en daar is vreeslike goed daarop gestaan. Dan moet jy nou dit doen, jy moet, maar Jesus het alles vervul in almal. Hy het die psalms, hy het die profete en hy het die wet vervul. Dis nie dat ons nie die wet moet onderhou nie, maar ons moet die wet doen nie, ons doen dit omdat ons hom lief het. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies. Nee, pastoor, God is nie 'n rasis nie, hoor. Alle nasies, alle volke, alle tale. Van Jerusalem af en verder. En sê, julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betania, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Hoe vier ons hemelvaart? Pastoor, hierdie woord het vir jou gesê. Hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Weet jy dat Psalm 47, die perikoop sê, God vaar op met gejuig. En dan die hele Psalm 47 gaan oor, en ek kan hom vinnig vir julle lees, vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n Psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met stem van gejubel. Jubel tot eer van God. My koning het opgevaar. Hy het gegaan om vir my en vir u plek voor te berei. En hy het gesê, as ek klaar vir 'n plek voorberei, kom ek julle weer terug en ek kom haal julle om na my toe te gaan. Ons het iets om baie bly oor te wees. Hy sê, want die Here in die Allerhoogste is gedig. Hy is 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit en 'n trots van Jakob wat hy lief het, Sela. God vaar op met gejuig en die Here met 'n basuin geklank. Psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van die koning
koning psalms sing. Dis ons hemelvaart moet vier. Dankie gesê. Wat ons weet. Dis tyd dat ons die nagmaaltafel in ons gesinne lekker kan dek, en ons kan brood breek, en ons kan 'n woord breek, en ons kan sê, loof God, en ons kan ons hande opsteek, ons kan hom loof, Here, dat hy opgevaar het, aan die regterhand van Vader gaan sit het, en saam met dit het ook nog steeds een attribute van Jesus bygekom vir my en u, en ek gaan u leer nou daarop. Maar ons kan God begin loof op hemelvaart. Donderdag is altyd, dit is altyd op 'n donderdag. Maar omdat ons nie hierdie die gebou hier kan ons nie die gebou gebruik op donderdag nie. Maar dit moet met 'n gejubel gepaard gaan. Hy beloof, hy kom weer. Hy gaan ons kom haal. En weet jy wat, dit was net nog 'n normale dag vir baie mense. Intussen is dit so 'n groot blok. Jy weet nie, jy besef nie wat die Here vir ons gedoen het nie. Jy besef nie wat die Here gedoen het. Kom ons lees dit klaar, gaan ek sê. God regeer. Kom ek vat weer af. Want God is koning oor die hele aarde, Psalm sing met 'n onderwysing. God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. Die een is in die volke het hy vergader. 'n volk van God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hoog en verhewe is hy. Is dit die tyd dat ons die hemelvaart vier in ons huisgesinne, in die kinders van Here, in die liggaam van Jesus, waar ons werklik waar, dit is nie 'n tradisie nie, dit is 'n instelling, waar ons werklik waar met 'n gejubel by mekaar kom, al is dit nie daar by die pastorie, al is dit nie by Eagles Nest, dat ons sê, loof die Here, elkeen het 'n lofsang, elkeen het 'n dans, ons kan uitbreek en gejubel en sê, loof u, my God, u het 'n belofte, u teruggekom. Maar in die wat Jesus opgevaar het hemel toe, gaan sit in die regterhand, en daar klomp goed vir my en u gebeur. U het na Handelinge 1 vers 9, en nadat hy het gesê, is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stap daarmee na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, dis engele. Hoe weet julle dan uitkom? Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Baie vra die vraag, maar hoekom is hemelvaart so belangrik vir 'n kind van die Here? Kom ons kyk net na 'n paar aspekte. Ons kan nie alles behandel in die dag se kort. As ek werklik nou, dan gaan julle soos, kyk, Paulus was mos nie 'n baie vurige prediker nie. Die ouens het sommer in die venster uit mosterd van verveligheid, mosterd neergeval en dat hy hulle sommer ook weer opgewek, né? Dan moes hulle verder sy vervelige preek luister. Maar nou ja, dit is wat Paulus was maar 'n rustige ouetjie. Maar ons het nie tyd om 'n hele dag te spandeer nie, maar kom ons kyk na 'n paar aspekte. Nommer 1, het Jesus 'n belofte gelos, dat hy weer presies op dieselfde wyse, wat hulle hom sien opvaar het, terug gaan kom, en ons na hom toe sal neem, nadat hy vir ons plek voorberei het. Daarom kan ek sing, I've got a mansion just over the hillside. Maar Jesus is besig om vir Ansie daai huis voor te berei. Hy is besig om vir elkeen van u 'n plek daarvoor te berei. Dis die eerste belofte wat hy nagelaat het. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Jesus
is vandat hy opgevaar het met die hemelvaart, is hy besig om vir ieder en elkeen 'n plek voor te kry. Hy het nie nou net gaan sit op die troon en gesê, that's it, dis nou volbring Vader. Jesus, onthou jy die skrif wat Jesus sê, my Vader werk en ek werk tot nou toe. Hy is besig, hy het 'n nuwe bediening in die hemel gekry, soos wat hy vir ons nou, ek gaan nou gou daaroor gesels. En Jesus het 'n nuwe bediening daar gekry. Hy is nou die intercessor in die hemel, terwyl die Heilige Gees op die aarde ook die intercessor is. Hy is nou die advokaat in die hemel, soos die Heilige Gees op die aarde ook die advokaat is vir ons. En sê, en as ek gegaan het om julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Watter glorie om vooruit te sien. Die gewin gaan selfs 'n kroon kry as jy uitsien na die wegraak. Ja. Ek gaan vir skrif daarvoor gee. Ek praat nie goed van die skrif is nie. Die teoloog verskil natuurlik as hulle nou praat of hierdie skrif nou sê vir Johannes 17 vers 3 of het praat van die wegraak of die wederkoms. Maar wat ook al, dit maak nie saak nie. Ons staan op sy belofte en ons kan net jubel en juig en weet wanneer die wêreld te veel word vir my en vir u. Watter ervaring ons ook al mag ervaar, wat ons ook al mag beleef, Jesus kom weer om ons na hom toe te haal en ek is van mening, dis die wegraak. U kan Psalm 46 oor en oor gaan lees en gaan jubel oor daai event van die hemelvaart. Hy gaan vir ons plek voor te berei, wat 'n vaste versekering is vir my en u toekoms. Die aardse tydelike kan nie opgeweeg word deur die koning se voorbereiding vir ons hoopplek en ons vir ewig saam met hom te wees nie. Want jy sien, en hoe worry ons weer oor die aardse goed. Net hierdie viering van hemelvaart. Indien ons dit nie gevier het nie, wys ons waar ons prioriteit is. Jammer om te sê, don't kill the messenger. Net dit wys vir my, ons is meer bekommerd oor die aardse ou woningkies, as die woning wat vir ons voorberei word. Ons is meer ons worry meer oor die bankbalans, die kos in die huis, die dit en die dit, as die woning wat vir ons voorberei word. So baie kinders van die Here leef net vir hierdie tydelike en hoop hulle maak dit eendag in die hemel. Jy weet nie te bediening in die hemel ook hoor. Jy gaan nie nou maar daar soos 'n dag al wel rond hang nie. Jy gaan 'n wingerd bewerk, jy gaan 'n bediening hê. Nou as verskillende vorme van heerlikheid, kan nie nou daaroor praat ons tyd is op Christus. Ek sê, aansien sê, ag Here, mag ek maar net by u voete wees. I don't care about anything. Dankie vir al hierdie beloftes, ek jubel daarin, maar mag ek maar net by u voete wees. Mag ek nie daar sit in die dag en nag geloof en trous. Here, u het hier gedra. Deur die storms van die lewe was u nog altyd net getrou. Ja, my God, ons verstaan nie, maar ons weet dat u weet hoekom, waarom. U weet my karakter moet ontwikkel. U weet ek moet nader aan u beweeg. U weet u is baie meer geïnteresseerd in my karakter. En baie van ons karakter is nog nie ontwikkel soos wat God wil hê nie. Dan sê ek nie God maak mense dood nie. Dan sê ek nie God laat omstandighede in jou lewe toe nie. Maar God is baie meer bekommerd oor jou karakter, wat hom moet uitdra buitekant, die vrug, as wat ons ooit besef, hoor. Daarom glo ek met my hele hart,
is hierdie wêreld in hierdie toestand wat dit is, want daar is nie meer vrugdraers nie. Beteken as jy hoor en praat die kinders van God, as jy hoor en tree op, as jy hoor en byt hulle, dan sê die woord van God, moenie mekaar byt en opjeet, dat die een nie verslaaf word deur die ander nie, maar hulle verslaaf mekaar, hulle gee om nie, terwyl God se woord sê, jaag die vrede na met almal. Ons vergeet dit baie vinnig. En as jy die vrede najag, jy gee nie om nie, jy vra om verskoning waar jy nie hoef om verskoning te vra nie. Jy buig die laagste, want jy sê, we are the servants of all. Ons is nie op 'n troontjie nie. We are servants of all people. If you want to be the greatest in the kingdom of God, you must be a servant of all. Ja, die ma, die pa, die broer, die suster, die skoondogter, jou kind, die almal, jaag die vrede na met hulle. Ek wil vir julle sê, as persoon, byt die mense my baie. As ek vir julle as ek nog my getuienis vertel, en ek moet 'n boek skryf, en al die teleurstelling, but church hurt is real, but pastors hurt also is just so real. Dit het nie my van my roeping en my bediening gevat nie. Dit het nie my nou bedank in die kerk, ek gaan 'n preek vir 'n ander kerk nie. Ek het vasgestaan en gesê, my God, ek gee nie om wat dit my kos nie. Ek gaan sê soos Esther, kom ek om, maar vir die koninkryk van God sal ek staan. Okay, ek wil daar net van gaan met my woord. Verstaan jy, ons tyd is ernstig. Ek wil vir elke hoorder vanmôre hier sê, wat inskakel, jy moet inventaris begin vat. Ek wil vir elke lied teenwoordig sê, sit vir inventaris in jou eie lewe. God is heilige God. Hy is nie ons speelmaatjie nie. Hy is 'n heilige God. Daar is soveel dinge wat ons in ons lewe en ons harte toelaat. Selfs hoogmoed, wat God Satan deur 'n engel, God het nie sy hande eers vuil gemaak om in Satan te vat nie. Die engel het hom uit die hemel uitgewerk. En sien, ons het soveel goed in ons harte toegelaat. En almal, ag ja, maar persoon, weet jy wat, dit en dit en dit. Wat sê God vir jou? Wat sê sy woord? Wat sê sy woord vir ons? Hoe moet ons optree? Hoe moet ons as kinders van God optree? Hy is aktief besig met voorbereiding vir ons ontvangs. Glory, halleluja, rugby op die opgebonde. Jesus is aktief besig vir my en u ontvangs daar. Jy weet hy worry nou nie om te sê, ag Ansie se behoeftes sit en hy weet wat ek nodig het nog voordat ek vra. Hy is besig om daai mansion van my en u reg te kry. Hy is besig met voorbereiding vir ontvangs, liewe kind van God. Hy gee aandag aan elke detail. Hy wat die Here homself is, hy self berei dit vir jou en vir my voor. Dit moet 'n troos en 'n hoop by ons laat ontvlam. Hoop. Hy gaan kom om ons te kom haal en ons gaan vir ewig by hom wees. What a glorious day that will be. When my Jesus I shall see. So jy nou daai liedjie wat ek vanmôre gespeel het. En dan ook, when the roll is called up yonder, my name, I want to be my name in that roll. Ek het 'n babbelhom van elkeen by inkruis, aansien ek, en wanneer ek preek ek nie vir, ek preek eers vir my. Hierdie woord moet in my eers lewe dag word, voordat ek om hier kan kom bedien. Ek het 'n verrassing vir u vanmôre. Nie die genade van God
regverdig geen sonde nie. As God sê, verwyder elke laster, geskree en vuil taal uit julle mond uit, bedoel hy dit. Ek glo met my hele hart, soos Jesus 'n voorbereiding is met sy bruid, moet sy bruid ook wees. Is u nog 'n voorbereiding vir jou bruidegom? Hy is nog al nie wat 'n voorbereiding van sy hemelvader. Is hy 'n voorbereiding om my en u te ontvang? Elke detail. Hy doen dit presies. Is ek en u nog 'n voorbereiding? Hoor jy nog die stem van God? As jy voorbereiding sê by God, ten koste van alles, soek ek daar ekstra olie. Ek wil my lamp helder brand in hierdie lewe. En weet jy wat, dit is nie net 3 dae, 3 sekondes se gebedjies. Dit is 'n intieme verhouding. My God is tyd vir inventaris. Verander my, verander my, verander my. Nommer 2, kyk wat 'n implikasie die hemelvaart vir ons as sy kinders. Ons, ek en u, sit nou in hemelse plekke saam met Christus en hoef niks meer in ons eie krag te doen nie, maar ons kan alles in die autoriteit en in die gesagsnaam van Jesus doen, tot eer en verheerliking van sy naam. Ek gaan die skrif gee af. Efesiërs 1:15. Daarom, vanuit ek gehoor van die geloof in die Here Jesus Christus, wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, dan wil ons nog sê, ek kan nie my broer en my suster verdra nie. Ek dink hierdie fariseer van sette moet uit ons uitkom finaal. By die Heilige Gees vuur, al die strooi het ons uit sal verbrand. Ja, maar besluit, nee, weet ek, sal van die drooitjie af. Hê mekaar onvoorwaardelik lief. As God vir my en u gesê het, ek tik af, hy het ons onvoorwaardelik lief, toe ons nog sondaars was. Daarom moet ek en u ook sondaars lief hê. Ons het nie deel aan hulle werke nie, ons het nie deel aan hulle sonde nie, maar ons het hulle lief met die liefde van die Here. Sê die Here Jesus, hou ek ook nie op om vir julle te dank, oor Paulus sê dit, en ek ook nie op om vir julle te dank en aan julle my gebede te dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Hier wil ek gaan stil staan, om hom te ken en die krag van sy opstaan. Dit gaan saam met die hemelvaart, en nou is dit Pinksterweek, hè? Hier is Pinkster. Dis waar die Heilige Gees uitgesond is, en daarom gaan ek bid. Ek gaan die doop op van die Heilige Gees volgende week, vir elkeen wat nie gedoop, ons tyd is min, ons kan nie meer speel nie, die mense moet gedoop word, wie vat ons op? Die Heilige Gees vat ons op, niks anders nie, dis die Heilige Gees, want dan word hy finaal van hierdie aarde af optrek. The same Spirit that rose Jesus from the dead dwell in us. Liewe kind van God, daarom het jy skepingskrag van God gekry. En daarom kan jy nie net los en vast praat soos wat jy wil nie, jy skep. Jy skep of die negatiewe of die positiewe. That is the authority of Jesus Christ. Ons kan nie meer praat wat ons wil. Ons kan nie teenoor mekaar praat wat ons wil nie. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Hy sê, en dan sê in Efesiërs 1:18, verlig oor van julle verstand, sodat julle kan weet dat die hoop
van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. En wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hom uit die dode opgewek het, en dan sit dit in die regterhand in die hemele, Efesiërs 2:6, en hy het ons saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus. Waar sit jy? Ek kan onthou dat my een keer vorige keer. Ek het my jongste gym toegevat. En kaptein Flip keer my voor en hulle kyk op ons hulle sê, dat het ons die polisie nog op die dag 10 sekonde. En hulle keer my voor, en enige wapens, ek sê, ja, baie, hy raak so bleek. Ek sê, baie wapens in die kar. Ek sê, jy moet net uiteindelik train, of ek sal hy wapens gebruik. En hy sê, wat is wapens? Best nie, kom hulle gaan die kar nie soek, wat is wapens? En hy moet van die sê, die wapens. Ek sê, ek het bonatuurlijke wapens, wat kragtig is in die Here. Hy sê, ja, ek sê, dis net, jy ry net, man. Want toe kom hulle nog op pad na my kar toe. En weet jy wat, dis wat ek en jy het, waar sit ons? Ons sit in die autoriteit van Christus Jesus, in die hemelse plekke, wat ek en jy, die skepingskrag wat ek en jy sê, dit sal tot stand kom. Daarom sê die woord van God, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. 'n waarheid van God praat nie los en vas nie. Jy besef die autoriteit, en jy gaan dit nie misbruik nie. Want hy sê, ons sit bo alle owerhede, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Dis waar jy sit, kind van God. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as die hoof van die dinge aan die gemeente gegee. Daarom, hierdie, ek is net nie aangestel as 'n bedienaar van God, hierdie gemeente, Jesus is die hoof van die gemeente. Ek kan nie iets doen as hy nie vir my sê nie. Goed, en dan sê Efesiërs 1:23, en ek wil nie stil staan, en ek gaan amper klaar maak. Wat sy liggaam is, daar het saam met hom in die hemel sit, wat hom aangeneem het as 'n saligmaker, wat hy saamgevat opgevaar het, en dat sit in die hemelse plek, is sy liggaam, wat, luister gegaan, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wow! Wow! Die volheid van Jesus, wat alles in almal vervul. Wat vervul jy jou broer en susters se lewe? Wat vervul jy in die Sondag? Wat vervul jy in die pastoor se lewe? Wat vervul jy in die klankman se lewe? Wat vervul jy in die dame wat hier sit om die live op die? Wat vervul jy in jou huisgesin? Wat vervul jy in jou bure, in jou familie se lewe? Wat vervul jy, kind van God? Ek wil nou in Engels lees, so I speak it very deliciously. So, luister, omdat ek doen al my studie in Engels, but I don't speak it very good. Maar hy sê hierdie volgende woorde: the distinction between the different names of the power above which the Lord Jesus is exalted is not easy to indicate. I looked them up in a dictionary where the words of the New Testament are explained. On this basis, I will try. To rule refers to a position above and over others. En hier regeer ons nie oor mekaar nie. Ons het een ding waaroor ons moet rol, dis die bose magte. Satan en sy trawante. Nommer 2, it is the authority of Jesus in the freedom and the right to exercise that power through Jesus' name. Dis waar jy sit. Power is the ability and the responsibility that a person
own to accomplish something. What do we accomplish? Hartseer, nonsens, gemors, of probeer ons om dit die vervulling in almal te wees? En dit beteken as daar siekte is, bid vir mekaar. As daar hongersnood is, gaan gee. As daar tekort is, gee. Want Jesus sê, dit is julle redelike godsdienst. Toe ek naak was, het jy my gekleed. Toe ek so in kos was, het jy my kos gebring. Toe ek in die hospitaal was, het jy my besoek. So kan ek aangaan. Dan sê Jesus, hy gaan vir die sê wat ek nie doen nie. Maar Here, wanneer het ons dit aan nie gedoen? Want jy wil dit vervul in elkeen se. Wanneer het ons dit gedoen, Here? So ver soos wat julle dit doen aan die geringste van my. Number 3, dominion. Also refers to a place above others. But therein others are subjected. While it true, it is more about the position itself. Above all forms, all powers, in the Lord Jesus' name, and He must be exalted. Nie jyself nie. En dan vers 23, wil ek gou vir julle uitlees. Efesiërs 1 vers 23, hy is mooi wat sê, dit het my gehelp. And yet, not all is said about the glory. Wherein the church partakes due to a unity with the Lord Jesus as a man. The final word of chapter 1 adds something more is far beyond our understanding. It can only be admired and be seen with the eyes of the heart being enlightened. Like in Ephesians 1 verse 18. Of the church and his bodies is also said that she is the fullness of Him. She is the fullness of Him who fills all and all. Here it is said that the church is the fullness of the Lord Jesus Christ, which means that she makes Him complete. She completes Him as a complete man, Jesus Christ. When a man, Jesus Christ, will reign over all things, He will be seen with reverence, a complete man, as husband and wife. En wat is dit? Die bruilofees. Nommer 3, die belofte dat Jesus ons nie as wese sal agterlaat nie, maar hy gaan 'n ander trooster stuur, die Heilige Gees, en vir ons wat hy vir ons van die Vader sal bid. Hy sal ons leer en lei in die volle waarheid volgens Johannes 16 vers 13 tot 15. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te wees tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, waar die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees, en julle sal nie as wese agtergelaat word nie. Wat is die tekort nie? Hoekom voel ons nog soos weeskinders? Ons het nie die Heilige Gees nie. Daarom gaan ek die doop met die Heilige Gees doen. Want Jesus het die belofte van ons gegee. Ons hoef nie te werk vir die Heilige Gees nie. Hy het klaar vir Vader gebid. Dis 'n belofte wat ek en jy ontvang. Maar is ons nog in tune met die Heilige Gees? Hoor ons nog sy roepstem? Hoor ons nog sy oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel? Hoor ons nog, word ons nog gedring deur die Gees van God? Heilige Gees beteken 'n helper, parakletos. Is someone who is called in to help another. Someone who stands at the right hand to assist you in every situation. Now that He is with them on earth, the Lord is that for His disciples. In view of the ascension, He will see that His own will receive another helper. It is someone other than Jesus Christ, but who will do the same work
as Jesus. Since the Lord is in heaven, the Holy Spirit performed this task on earth. This does not mean that Christ does not do the work anymore. On the contrary, He continues to do it while He is in heaven. En dan gaan ek net gou laaste sê, Hemelvaart is ook 'n tyd vir introspeksie. Het ons werklik die ander lief soos Jesus sal liefhê? Tree ons op soos Jesus van ons verwag en volhard ons in die werk wat hy begin het in ons op die aarde? Het ons blydskap in hom al lankal verloor? Hemelvaart herinner ons dat om ander lief te hê en onsself te ondersoek, hoe leef ons as geesgevulde kinders van die Here. Jesus vooropgeneem het ons toevertrou met die grootste opdrag. En ons doen nie dit nie. Dit is 'n opdrag wat gepaard gegaan het met Hemelvaart. En ek sluit hiermee af. Matteus 16:15 en hy het hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle tongues uitdruk, en die vertalings sal hulle spreek, songe sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle in die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Dit was die Hemelvaart. Daar is 'n paar dinge wat vir ons as kind van God moet gebeur. Ons moet die groot opdrag uitvoer. Ons moet ons introspeksie doen, ons moet sien, ons moet begin jubel en juig, en ons moet Hemelvaart weer terugbring op ons kalender. En ons moet ons voorberei om die plek te ontvang. Dink jy die Here gaan sommer net 'n houbou daar in daai mansion inbring? Die Here kom red jou. Maar dan sê hy, vernuwe jou denke elke dag met die woord van God. Dan sê hy, daar is heiligmaking wat ons moet naleef. Dan sê hy, daar is sekere vrugte wat ons moet openbaar. Dan sê hy, bereid jy met jou voorberei. Ek gaan jou kom haal. Voor ek begin na die nagmaal gaan ek almal wat hier is, wat voel, Vader, ek is nie op standaard nie. Dit behoort nie. Dit behoort jou nie weg te hou om voor die almal te kom staan en openlik van die hemele en God en Jesus en almal weet het. En ek gaan vir u salf en ek gaan vir u bid. Dat God julle weer aanraak. To be fully alive in His presence. Dankie my man. Ek sit en wag as julle uitkom en ek gaan kom staan met God besig raak hier voor en ek gaan vir julle kom salf en bid. Ek soek op die jare